by die eerste uitsending van Radio Bietjie Magrietjie. Ek is Magda Maas, lofskrywer en boheemse evangelis. Ek het so baie om jou te vertel en ek dink hierdie platform gee my die geleentheid om my passie met jou te deel. Want ek skryf padlangs, maar ek dink nie mense lees dit so nie. Dit kan tog so droog raak om net 'n boek of 'n artikel voor te lees, selfs hier op die YouTube video's. En verder dink ek het nou 'n fase van my lewe bereik, waar ek regtig gefrustreerd is met die gesukkel om boeke te verkoop. Of ek wil liewer met jou gesels. Jy mag dalk dink ek is cheeky, maar my mens, dis oukei. Ten minste voel ek dat ek gehoorsaam is, want ek wil graag my bek rek oor dinge wat ek dink die Here oor my pad gebring het om met jou te deel. Subscribe asseblief en kom kuier gereeld, sodat jy kan sien hoe ek beplan om hierdie uitsending van die baie boodskappe wat in my hart saad skiet jou kan bemoedig. Ek wil hê dit moet jou anders laat dink en as jy dink ek entertain jou, en is dit ook oukei. Ek hou daarvan as mense vir my terugvoer gee, maar ek gaan nie ophou bemoedig net omdat ek voel ek wil wag dat ander vir my approval gee nie. Vir baie jare probeer ek al deur storms en avonture om my roeping na te kom, maar dit was 'n onlangse boring video oor die eindtyd wat my geruk het uit my baan om hierdie stasie te begin. Die tyd raak min en daar is nog so baie werk om te doen. Al my skrywes begin met liewe mens. Ek praat so en nog meer. Die oomblik as jy my hoor sê liewe mens, is dit om jou in te trek in die boodskap wat ek wil oordra. Ek moes net wegkom van die idee dat alles perfek moet wees voordat ek iets begin en aan jou uitgee. As jy honde hoor blaf op my opnames, sorry, dis wat honde doen in ons buurt. Ek het ook een, sy's altyd by my voete in my bidkamer, so jy gaan vir Goldie hoor brom en kreun. Ek het ook geen beheer oor die vliegtye of die ongeskikte bure se musiek en toeters nie. Ons leef nie op die vlak nie en my stoel kreun, want hy's oud. Maar ek nooi jou om hier op die ongemopte vloer by my te kom sit en 'n koppie tee te drink en te praat hoe groot ons Here se genade is. Ek sal nog sien of ek video gaan doen in die toekoms, maar net soos wat ek verkies om in my pyjamas op die treadmill en my velskoene te loop, want tekkies maak my moeg en ek hou niks van gymklere nie, net so wil ek nie optres allereers ek met jou gesels oor wat die Heilige Gees op my hart druk nie. Ek wil jou nie te lank besig hou nie en ek gaan jou verseker ook nie lei in Bybelstudie nie. Ek is nie 'n teologiese student nie. Ek gaan met jou deel watter ongelooflike avontuur jy persoonlik saam met die Here kan hê, as jy net oor jouself kan kom en begin om autentiek daaroor te dink. Share hierdie video as jy weet van iemand wat dink dat alle Christen Afrikaanse middeljarige vroue tannies is. My mens, op 55 is ons battle-tested warrior queens en ek hoop dat ek dit bo alles vir jou kan oordra deur my uitsendings. Ek het 'n gedig geskryf sodat jy kan dalk my ouderdom sowel as my hart kan lees. So, bly te kenne. Christenvrou uit die tyd van Oranje Blanja Blou. My pad tot hier met my hande oopgegrou. Afrikaner ouma, gewillig en leliewit, my lewe lank my knie deurgebid. Ek dig vir die Here, ek hoop hy hoor, vreesloos vrou, soms onder pligte versmoor. My man is my leeu, die grysbaardsoort, aan hom is ek verknog, en aan wie my hart behoort. Ek is mamma en skoonma met 'n hippie hart, ek dig want ek beklei vir my kinders se part, verplaas verwese, verbaas en verward. Agter my pen sit 'n Dawid hart. Voluit leef met my hart op my mou. Goddelik, dramaties, soos my siel daarvan hou. Buite die lyne, dis wie ek is. Boksloos, vriendelik, met 'n wip in my stap. Drama in my woorde, om jou, leser, se ore oop te klap. Dankie dat jy inskakel. Onthou om te subscribe. Booi! I won't let you tower